Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy wonderlike woord. Ek eer die Here dat ek genade kan vind om elke weekoggend vir u so oordentlik uit te stuur. Die gebed van my hart is dat u dit nou nie sal sien as 'n professionele poging waar alles goed en glad verloop nie, maar dis 'n eenvoudige opname wat ek doen met my selfoon met die begeerte dat die gedagtes wat die Here ook deur sy woord met my deel en kommunikeer, ek dit aan u kan oordra sodat u dan op hierdie pad van heiligmaking meer as oorwinnaar kan wees. Die Here meer kan lief hê en hom dan getrou kan dien. So mag elke oordenking vir u tot seën wees en mag u dit ook sien uit die hart van iemand wat ook die Here liefhet en poog om die pad saam met die Here te stap. Tree vir tree tot daardie dag het ons hom sal sien in sy heerlikheid soos hy is. Nou die gedagte wat vir my getref het, wat ek vanmôre met u wil deel, kom daar uit Jesaja 44. Nou Jesaja is 'n baie besondere boek in die Bybel. Jy is baie welkom deur die boek Jesaja te lees. Verwys geweldig baie na die ewige koninkryk van die Here Jesus Christus, die beloofde Messias wat sou kom en dan ook later sy koninkryk sal kom vestig. Hy sou eers sterwe aan die kruis en dan sal hy weer terugkom, sê die Bybel, om ons te kom haal sodat ons ewig by hom kan wees en dan die nuwe hemel en aarde kom vestig. Soos u deur die boek Jesaja lees, sien dit as hooftemas in die boek, maar ook een van die sake wat geweldig uitstaan is God se genade, sy liefde en sy vergifnis teenoor sy volk. En dan die toepassing teenoor sy kinders wat ons vandag dan onsself noem, kinders van God, hulle wat vrygekoop is deur die bloed van die lam, dieselfde genade, dieselfde vergifnis wat die Here ook aan sy volk bewys hy aan ons. Kom ek lees gou vir u wat staan daar, dan praat ons gou 'n paar woorde daaroor. Daar staan Jesaja 44:22, ek delg jou oortredinge uit soos 'n nevel en jou sondes soos 'n wolk. Keer terug na my, want ek het jou verlos. Jubel o hemele, want die Here het dit gedoen. Juig dieptes van die aarde, breek uit in gejubel, o berge, bosse en al die bome daarin, want die Here het Jakob verlos en hy sal homself verheerlik aan Israel. Wat vir my besonder is, vriende, dat ons glo dat die Bybel woordeliks geïnspireer is. En Jesaja gebruik sekere woorde hier. Hy sê, ek, dis die Here God wat self praat, hy sê, delg jou oortredinge, jy sal sien meer fout uit, soos 'n nevel. Met ander woorde is meer as een oortreding. Jesaja praat nie net van een ding wat die volk Israel verkeerd gedoen het nie, maar baie sondes, en so is dit ook van toepassing op ons as kinders van God. Maar hier staan, ek delg jou oortredinge uit soos 'n nevel en jou sondes soos 'n wolk. Nou wat beteken dit? Wat is die toepassing? Dit was my so mooi toe ek dit raak gelees het ook in Spurgeon en hy ook bietjie daaroor geskryf het. Vriende, nevel word beskou as 'n miswolk of selfs 'n stofwolk. En ons weet wat doen 'n miswolk of 'n stofwolk. Dit verberg die son van ons, dat ons die son nie kan sien nie. En 'n wolk is eenvoudig 'n wolk. Ons dink aan verskillende grootte wolke, verskillende kleure, verskillende vorms. En ek dink die toepassing wat Jesaja hier wil maak is, as ons opkyk na die hemelruim, dan sien ons wolke in sy menigte. Ons sien dit in verskillende vorme, verskillende kleure. Ons sien dit ook, vriende, as onweerswolke, miswolke, stofwolke. Ag, ons kan baie praat daaroor, maar wat die wolke eintlik doen is dit verberg die son vir ons. En in baie gevalle praat die Bybel ook daarvan dat ons sonde 'n skeidsmuur tussen ons en God maak. En ag vriende, ek dink die toepassing is eenvoudig, soos die wolke verskillende vorms het, verskillende groottes en verskillende, soos die Engelsman sê, shapes and sizes aanneem, soos ons sondes ook maar. Ons sondes, soos Jesaja 59 vers 1 en 2 sê, die Here sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help en sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur tussen julle en God gevorm. En ag vriende, as 'n mens dink aan 'n heerlike wintersoggend en die son skyn en 'n mens bak so 'n bietjie in die son en dan kom 'n wolk voor daardie son. Is dit asof 'n mens ewe skielik koud kry en jy dink by jouself, Jesus, ek wens hy wolk wil net verby beweeg en die son weer op my kan skyn. En dis wat ons sondes doen. Ons sondes dikwels, vriende, soos 'n wolk wat tussen ons en God inskuif. En ons voel of die Here baie ver is en ons dink by onsself, maar gaan God hier ooit met my praat uit sy woord en gaan daar weer soete gemeenskap met God wees in gebed, want my sonde bring 'n skeiding tussen my en die Here. En dan sê Jesaja hierdie wonderlike woorde. Die Here sê, ek sal jou oortredinge uitdelg. Luister vriende, die Here delg dit uit op grond van dit wat Christus aan die kruis gedoen het. Deur die geloof glo ons dat die Here ons sondes vergewe, dat die straf van ons sonde op Christus dan oorgegaan het, dat ons die vryheid in Christus beleef, en ons het die verantwoordelikheid om ons sondes te bely en te laat staan, sodat ons barmhartigheid vind. Dis die Heilige Gees wat in ons hart hierdie droefheid werk wanneer sonde inkom. Dis die Heilige Gees wat in ons hart die begeerte wek om ons verhouding met God te herstel. Dis die Heilige Gees wat in ons harte werk om uit te roep, o Here, was my in die bloed van die lam.
Die Bybel sê baie duidelik vir ons, daar in 1 Johannes 1 vers 7, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Christus Jesus reinig ons gedurig deur van alle sonde. Dis wonderlik, vriende, dat die Here ons nie hier met 'n kwaai oog aankyk nie. Die Bybel sê vir ons dat die Here wel sy volk by tye gedig het, die Here het hulle gekorrigeer in hulle verkeerde wandel, maar sy begeerte, wat hy uitgespreek het deur sy profete elke keer aan sy volk, is dat hy hierdie God vir hulle sal wees, en dat hulle vir hom 'n volk sal wees. En God het hulle soms deur noutes gestuur om hulle te leer, dat hulle nie kan doen en maak wat hulle wil, as kinders van God nie, as verbondsvolk, as God se volk nie. Ons weet almal in Israel was nie gered nie, maar die begrip word baie duidelik deurgegee, dat dit God se uitverkore volk was. Die Nuwe Testamentiese toepassing eenvoudig, ons as kinders van God is God se uitverkorenes, en ons te verantwoordelikheid om te lewe tot eer van ons Vader in die hemel. Daarom, vriende, is ons sonde soos hierdie wolk, wat skeiding bring. Ek weet nie wat se sonde jy vanmôre mee worstel nie. Miskien kan dit jou humeur wees. Miskien kan dit jou temperament wees. Miskien kan dit vanmôre rasisme wees, omdat hierdie land so uitmekaar val. Miskien kan dit 'n begeerte aan 'n ander se geld of sy huis of sy wat ook al wees. Miskien is dit leuns. Miskien is dit seksuele sondes waarmee jy worstel. Miskien is dit 'n begeerte, vriende, na iets wat jy nie kan verkry nie, of miskien haat wat jy koester in jou hart. En vir ons gaan vanmôre 101 sondes vir u noem. Miskien praat jy kwaad van ander, onvergewingsgesindheid, en hierdie skuif soos 'n wolk tussen jou en God in. En vanmôre is jou verhouding met die Here eintlik troebel. Vanmôre dink jy by jouself, is dit die moeite werd om die Here te dien? Hoor die Here my tog nog as ek bid? Hoekom bly hierdie bitterheid in my hart so na vore kom? Dan pleit ek by jou, dat jy na God sal vlug en vir hom sal sê, Here, u woord sê, u is getrou. U sal my oortredinge meervoud. U sal my oortredinge uitdelg, soos 'n nevel en my sonde soos 'n wolk. Daar sal niks meer skeiding tussen my en u wees nie. Here, ek bid dat u dit vanmôre sal doen. Vergewe my en help my om te vergewe as daar in my lewe dinge is wat ek teenoor ander mense moet regmaak. Here, as daar sondes is wat ek koester, help my om ontslae te raak daarvan. Help my om my lewe so in te rig dat die sonskyn van God se heerlikheid, sy liefde, sy genade op my lewe sal skyn en dat ek sal kan sing vreugde in die hart waar Jesus woon. Want hy maak ons harte rein en die sonde het verdwyn oor as vreugde in die hart waar Jesus woon. Ag, dis 'n eenvoudige gedagtetjie, maar ek vertrou dat u die waarheid hier agter sal sien. Dat die Bybel vir ons sê dat ons sondes baie keer soos hierdie wolke is, verskillende forme, grootte, kleure, wat ook al. En ag, vriende, dat die Here dit sal uitdelg, dat hy dit sal reinig, sodat die son van sy heerlikheid, van sy genade weer op ons sal skyn en dat ons opnuut weer sal sê, die Here is my lig en my heil, vir wie sal ek vrees? Die Here is my rots en my bergvesting, die God op wie ek vertrou. Mag die Here genade gee, want dis tog waarvoor Christus gesterf het, sodat ons in soete gemeenskap met hom kan wandel. Ag, en dat ons in sy liefde en in sy versorging ons troos en ons hoop kan vind, tot daardie dag dat ons sal sien in sy heerlikheid soos hy is. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, tada.